Goeiemôre, goeiemôre Vredelust. Kom ons staan lekker op. Ons maak die litte los. Ons is 'n bevoorreg, ons dien 'n God van wonders. Kom ons staan en bely dit volgens saam. Oor my lewe, reën genade, is die bron van vrede in my wêreld, skyn die helde, is die lig wat my die pad wys. In my lewe, reën genade, is die bron van vrede in my skyn die helde, is die lig wat my die pad wys. God van wonders, ewig is U naam. En elke knie sal buig, heilig is U naam. Laat my lewe getuig, heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody.
I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Open your eyes, death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Open your eyes, death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. 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 Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Oh, in the presence of my enemies. Sing a little louder. Say it louder than the unbelief. Sing a little louder. Oh, my weapon is a melody. Sing a little louder.
You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you, veiled over for you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life. Come on now, you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, now you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Sê Filippense 2 vers 5. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom, sê gou saam met my, daarom het God hom ook tot in die hoogste eer verhef
en hom die naam gegee wat bo elke ander naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sal buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. What a beautiful name it is. What a wonderful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Here, en as ons so saam is vandag, dan is dit wat ons wil doen. Ons wil U die eer gee, want U is die naam bo alle name. You are the most powerful, wonderful and beautiful name there ever was, there is, and there ever will be. En dankie dat ons vandag as gelowiges U naam kan verhef. Want dit is wat U toekom. Want U is die naam bo alle name. En ons verklaar dit deur saam te sê amen en amen. Nou, voor jy gaan sit, my naam is Clement, as jy dalk vandag vir die eerste keer hier is, of as jy aanlyn kyk en jy ken my dalk nie, maar jy moet gou vir iemand daar langs jou sê, wat is jou naam? Jy hoef nou nie al jou doopname te sê nie, sê gou wat is jou naam, en wat is die betekenis van jou naam? Weet jy wat jou naam se betekenis is? Sê gou vir iemand of jy weet wat jou naam se betekenis is. Sy. My naam beteken sagmoedig. Jy geweet, Pietie? Daar het jy dit nou. You learn something new every day. Baie welkom, spesiale welkom aan ons voortrekkers wat vanoggend vir ons kom kuier het van die Parow Tierkop Kommando, as ek dit reg het. Baie welkom aan julle. Is lekker om julle vandag hier te hê. Ons hoop julle geniet die diens saam met ons. Ons gaan sommer dadelik met die deur by die huis inval. Ons het verlede week vir julle gesê, veral vir julle wat nou nuut is dalk, een van die boustene, een van die boublokke van hierdie gemeente is die feit dat ons nie maar net lekker hier op 'n Sondag in die banke wil sit en mekaar wil warm broei nie. Want ons is geroep, ons is uitgedaag deur die Heilige Gees meer as 20 jaar terug om 'n gemeente te wees wat uitgaan en 'n verskil sal maak in mense se lewens en in gemeenskappe se lewens daar buite. So, kyk gerus na die volgende en daarna gee ek oor aan Pieter. In die vroeë 2000s het Vredelus Gemeente se hele verwysingsraamwerk van wie en wat kerk is totaal en al verander. Met die geboorte van die lewegewende, God-geïnspireerde visie vir ander lewens en gemeenskappe, het bediening op grondvlak by Vredelus 'n ander roete ingeslaan. Van Sondag in die banke sit en inneem, huis toe gaan en volgende Sondag terugkom, het Vredelus beweeg na meer holistiese doing life together. Laat toe dat die Gees jou lewe verander en gaan dan uit en maak 'n verskil in die wêreld om jou. Die vrug van hierdie nuwe bedieningsuitkyk was ongekend en dit het sedertdien nog nie verander nie. Dit het nou weer tyd geword om 'n ernstige beroep op jou te doen om saam met ons hande te vat sodat ons gemeenskappe kan help verander. Daar is gemeenskappe wat uiters swaar kry en dit is ons mandaat. Dis die salwing wat die Here oor Vredelus Gemeente uitgestort het om in te gaan en te help waar ons kan. Ons kan dit nie een doen nie en daarom het ons jou hulp nodig. Jesus het gekom vir die uitgestotenis van ons tyd en hy roep ons om dieselfde te doen. Daar is talle areas waar jy prakties hierdie Bybelse waarheid kan uitleef, maar ons twee grootste behoeftes tans is in Kalicha en Filippi.
Ons spanne doen werk wat jou asem sal wegslaan. Jy sal nie glo die impak nie, maar hulle trek swaar, want die oes is groot en die arbeiders is min. God kan ons net gebruik wanneer ons onsself oopstel daarvoor. Stel jy jouself oop? Ons wil glo dat jy doen. Goeiemôre Vredelust, welkom van my kant af. Ons sluit vandag hierdie reeks af waar ons praat oor gaan dieper met God. En vandag gaan ons kyk na iemand se lewe, iemand se alledaagse lewe wat oor tyd dieper en dieper gegroei het in hulle verhouding met die Here en wat so 'n groot impak in mense se lewens gemaak het. Nou hierdie persoon was in baie onsekere omstandighede gedompel. En in hierdie omstandighede, ten spyte van die omstandighede, het hierdie persoon gegroei in wysheid, in identiteit en in dapperheid. En so het sy uiteindelik 'n groot verskil gemaak in baie mense se lewens. Dus so by Vredelust, ons is passievol en ons sê dat verander lewens en gemeenskappe is waarvoor die Here ons geroep het. Nou, ek wil nie sommer net vandag vir julle sê van wie ons praat nie, en die hartdroom is dat jy sal deel wees van vandag se storie. So, ek gaan vir jou 'n paar leidrade gee, en dis nou hier waar jy kan saampraat en vir my sê, wie dink jy van wie ons praat vandag? So die eerste leidraad ek vir jou gee is, sy. So ons praat vandag oor 'n dame. Sy het gewoon in die land van Persië. Dit was omtrent so 500, weet julle al? So 500 jaar voor Christus gewees. Hierdie mag ek dalk weggee. Sy was beeldskone gewees. Pragtige, mooi, jong, aantreklike dame gewees. Sy het ook 'n dubbele burgerskap gehad, wat beteken het dat sy was haar naam, haar Joodse naam, weet julle al enige iemand? Een van die voortrekkers? Haar Joodse naam was Hadassah gewees. En die meeste van ons ken haar by haar Persiese naam, wat Esther was. Nou die boek van Esther lees soos die draaiboek van 'n tydlose, aangrypende rolprent. En ons taal vandag 'n epic movie. Want daar was al die nodige elemente gewees, die onwaarskynlike romanse wat die hartsnare roer, die drama en die spanning wat jou op die punt van jou stoel hou, en 'n komplot en 'n bose plan wat jou hart vinniger en vinniger laat klop. En op die regte oomblik, op die regte tyd, kom hierdie heldin in absolute dapperheid. En sy herskryf die geskiedenis vir haarself en vir haar mense. Nou die storie begin met 'n koning met die naam Ahasveros. Nou hier so dit gaan werk vandag. Jy moet saam met my deelneem en om net vir jou te laat verstaan hoe belangrik hierdie ou was. Elke keer as ek die naam Ahasveros. So 'n bietjie harder, is jy reg? Ahasveros. Die has was los. Mooi. Okay, ek sien julle konsentreer. Nou, Ahasveros, hy het oor 'n geweldige groot koninkryk regeer. Die Bybel sê vanaf Indië tot in die suide van Ethiopië gewees. Daar was 127 provinsies in sy koninkryk gewees. Dis een van die grootste koninkryke ooit. En Ahasveros het in 'n verskriklike mooi paleis gebly. Dit was massief groot geweest met asemrowende pragt en praal. Nou, Ahasveros, hy het vir 'n fees gereël vir al sy mense wat vir 6 maande lank aangehou het. Vir al die hoë amptenare van al hierdie provinsies het hy genooi na daai plek by sy paleis.
En dit is eintlik vir 'n baie eenvoudige rede as jy daaraan dink, want daai tyd was daar nie iets soos WhatsApp en FaceTime en Teams gewees nie, reg? Daar was nie eers Telegram nie. So was die enigste manier wat hulle by mekaar kon kom en kon gesels, so hoe gaan dit met jou en wat gebeur in jou lewe, en ook sy geleentheid wat hy sy nuutste politiese plan vir die mense wou bekend maak, reg? En onder andere was een van sy planne om Griekeland te gaan verower. Maar iets wat die Bybel sê wat fascinerend is wat hier gebeur het, is dat daai mense kon kies om enigiets wat hulle wou eet of drink, kon hulle dit doen. Reg? So, ons sien, drink, het hulle gedrink, hoor. Die Bybel sê, aan die einde van hierdie tyd, was hulle goed vrolik gewees. En Ahasveros was besope op daai stadium. Nou, ons weet, as jy dronk is, maak jy dom besluite. En dis presies wat gebeur het, okay? Hy het toe nou sy koninkryk vir almal afgewys, al die pragt en praal. Toe besluit hy, maar dis tyd om ook sy vrou, koningin Vashti, die bevel te gee om haarself te kom paradeer hier voor al hierdie afgevaardiges. Sy het nie baie daarvan gehou nie. En sy het net eenvoudig geweier om dit te doen. So uit die aard van die saak, hy was toe nou absoluut verleeg gewees oor wat gebeur het en ook baie kwaad. Nou, dronk en kwaad gaan nie goed saam nie, reg? En so het hy toe vir sy wyse manne gevra, wat moet hy doen rondom hierdie saak? Nou, ek persoonlik dink, hulle was ook gesyp gewees, want hulle het terrible raad vir die ou gegee, okay? Hulle het basies vir hom gesê, koning Ahasveros, wat jy moet doen, is dat jy moet bevel gee van Mede en Perse, wat basies beteken dat jy kan dit nie herroep nie, of jy kan dit nooit verander nie. Dat koningin Vashti moet uit die paleis uit verban word, sy mag jou nooit weer sien nie. En Ahasveros in sy toestand het basies toe ingestem en gesê, dis reg, kom ons maak so. Ahasveros, ek kan nie hoor nie, Ahasveros was later spyt gewees oor wat hy gedoen het. Toe hy teruggekom het van Griekeland af, het hulle die oorlog verloor, en toe hy by die paleis kom en sy geliefde Vashti is nie daarom om te troos en pleister op te plak nie, was hy baie hartseer gewees. Nou sy wyse man het dit toe weer gesien en met nog 'n briljante plan vorendag gekom. En hulle het toe gesê, maar dat hy moet bevel gee dat die amptenare van sy paleis moet die mooiste, aantreklikste meisies van sy hele koninkryk gaan soek, en dan moet hulle bring na die paleis toe, waar hulle sal mooi maak vir 12 maande lank. Dames, manne, as jy nou jou vrou regtig 12 maande lank mooi maak, right? So jy daarvan hou 'n bietjie gepamper te word, girls, right? 12 maande. Maar hulle moes toe gebring word sodat die koning vir hom 'n nuwe bruid kon kies. En dis hier in hierdie punt wat Hadassah of Esther in die storie inkom. En ek het vandag vir Anel gevra om my te help. Ons wil graag vir julle 'n hedendaagse konteks gee van wat daar gebeur het. So behalwe vir die feit dat Anel self beeldskoon is, gaan sy vandag die rol speel van een van die amptenare van die koning, met die opdrag dat sy moet gaan soek vir die mooiste meisie. Nou dis hier waar julle inkom, goed? Julle is vandag deel van die storie. Julle is vandag een van die 127 provinsies van koning Ahasveros se koninkryk. Nou net om vir julle dan om ook te laat verstaan, julle het ook 'n line vandag dat julle kan deelneem, dat jy deel voel van die storie, gaan jou line vandag wees, lank lewe koning Ahasveros. Is julle reg? 1, 2, 3. Lewe koning. Nee, ek kan sien, julle is nog nie patrioties oor hierdie land van ons nie. Ek soek saamwerk, is julle reg? 1, 2, 3. Lank lewe koning Ahasveros.
So Annelle die opdrag vandag, om hier so tussen julle te gaan soek vir die mooiste meisie, en dan gaan sy haar vorentoe bring en haar mooi maak. Annel gaan nou mooi kyk. Sy kyk nou hier so tussen julle deur. Manne, dis nou hier waar jy jou vrou en jou mooi dogter styf moet vashou. Jy sien, die Bybel was nie 'n mak boek gewees nie, alraai. Hierdie was 'n pluralistiese samelewing waarin die mense gewoon het. Dis baie soos wat ons vandag in bly. 'n Plek waar mensehandel 'n realiteit is. Onthou, hierdie meisies het nie 'n keuse gehad of hulle wou gaan of nie. En koning of 'n Ester het basies 'n voordeel en 'n nadeel gehad. Ek hoop Annel kom reg. Haar voordeel was dat sy was beeldskoon gewees. Haar nadeel was dat sy was beeldskoon gewees. Nou, ek dink ons het iemand gekry. Dankie Annel. So Annel gaan haar nou vorentoe bring en dan gaan sy haar mooi maak. Iets wat julle dalk nie van Annel weet nie, is dat sy 'n professionele bridal make-up artist. So baie dankie dat jy hier is vandag. Wat is jou naam? Kara. So Kara het ook 'n dubbele burgerskap vandag. Kara is Afrikaanse Kara, maar sy is ook vandag in ons storie Ester. Nou, terwyl die twee gou besig is, gaan ek vir julle 'n paar interessante feite vertel van Ester se lewe en die boek Ester. Ester is basies nêrens in die boek van Ester word die naam van God genoem nie. Dis basies die enigste boek in die Bybel waar die naam van God nie een keer genoem word nie. En daarom kan jy vir my sê, maar is God dan afwesig gewees? Die teendeel is waar. Ons sien God oral in die alledaagse lewe van die mense in hierdie storie. En daarom dink ek dat ons kan so goed hiermee assosieer. Want jy sien, daar's in hierdie boek geen groot wonderwerke soos 'n see wat oopgaan of die stad se mure wat in mekaar val nie, of 'n man wat deur 'n vis ingesluk word nie. Dis alledaagse goed wat met alledaagse mense gebeur het. En alhoewel ons nie God se naam in hierdie boek sien nie, sien ons sy karaktereienskap. En die eienskap van God wat ons sien in hierdie boek is voorsienigheid. Die Engels sê dit baie mooi, is providence. God se betrokkenheid in die mense se lewens. Sy goedheid, sy getrouheid, his faithfulness. En alhoewel God se naam nie genoem word in hierdie boek nie, sien ons dat agter die skerms is hy die hele tyd besig om mense lewens te werk. En dit is waar dit vir ons vandag ook waar is. Ek wil vir jou hierdie vers lees, dat jy dit vandag met ander oë sal hoor en sien. Romeine 8 vers 28 sê, ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. En dan die geheim vir die wat hom liefhet. Werk alles tot ons beswil uit. So al voel jy soms asof God nie deel is nie, die geheim is jy regtig lief vir God? En wat doen 'n mens as jy regtig lief is vir God? Jy gehoorsaam dit wat hy van jou verwag. So as ons vir jaar dieper wil gaan vredelus, dan is dit die geheim vir jou en my. Is jy regtig lief vir God? Nou 'n paar interessante feite oor Ester, is dat Ester was 'n weeskind gewees, en haar oom Mordegai het haar aangeneem as sy eie, het hy haar groot gemaak. Ester was baie lief vir haar oom Mordegai. Hoe weet ons dit? Want sy het gretig geluister wanneer hy vir haar raad gee. Byvoorbeeld toe Mordegai vir haar sê, as jy in die paleis kom, moet jy vir niemand sê
dat jy 'n Jood is nie. Mordegai was ook 'n belangrike man in die koninkryk en in die paleis gewees. Hy het by die poorte gesit, beteken hy was deel van die regstelsel gewees. En eendag toevallig, toe hoor hy dat daar's 2 manne wat 'n komplot teen die koning maak om hom 'n sluipmoord dood te maak. En hy het dit toe gaan noem vir Ester en Ester het vir die koning gesê en dit was in die argiewe van die koning se boek opgeskryf, maar op daai oomblik niks daaraan gedoen nie. So, baie mooi, Kara, Anel, goeie werk gedoen daarso. Ek wil graag hê Anel moet vandag vir ons iets deel oor ware skoonheid. Hallo almal, so vandag wil ek 'n vers lees uit 1 Petrus 3 vers 3 en dit sê, ek vra julle, wanneer is 'n vrou regtig mooi? Vir 'n Christen sit skoonheid nie aan die buitekant nie, maar dit kom van binne. Moenie julle te veel daaroor bekommer of julle klere in mode is en julle hare pragtig versorg is nie. Mooi juweliersware is ook nie nodig om julle mooi te maak nie. Nee, 'n vrou se eintlike skoonheid kom van binne af. Hoe mooi is dit nie as 'n vrou sag en vriendelik optree nie. Of 'n vrou nou oud of jonk is, hierdie soort mooiheid kan jy nie van haar af wegvat nie. In God se oë is dit die kosbaarste juwele wat 'n vrou kan dra. Nou, ek is die eerste persoon wat vir jou gaan vra of jy jou sonblok dra, of ook die persoon wat baie opgewonde raak as Clement vir my 'n lipstick koop. Maar wat hierdie vers vir my persoonlik beteken is dat eendag gaan ons voor die Here staan en eendag gaan hy kyk wat binne ons aangaan en ons uiterlike voorkoms gaan nie saak maak daar nie. So ons het 'n verantwoordelikheid as Christene om nou seker te maak alles wat binne aangaan is reg wanneer ons God ontmoet eendag. Baie dankie. Ester, is jy gereed om jou man te ontmoet? Kom ons gee vir hulle lekker aan. Ek laat baie dankie.